Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vandag se erediens. Ons gaan begin met voorsang. So ek gee oor aan Hannelie en die span wat vir ons gaan lei in voorsang. Dan kan ons almal lekker saam sing. Daar's 'n dierbare kruis waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly. Tot die stryd hier benee is volstry. Tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. O die dierbare kruis, waar die uiterste prys deur kosbare bloed is betaal. Daar is smarte gely en versoening verkry, waar Jesus oorwinning behaal. By die kruis wil ek bly. Tot die stryd hier benee is volstry. Tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. By die dierbare kruis sal ons loflied verrys tot eenmaal daarbo aan die troon. Want eens is ons thuis in die Vader se huis, dan wissel ons kruis met 'n kroon. By die kruis wil ek bly. Tot die stryd hier benee is volstry. Tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart, verlang en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart, verlang
sy gees wat my bewaar. Gees van God neem beheer en lei my in die lig en waarheid leer. Deur die Gees reis ek U, o Heer, in U verlustig ek my alleen. Gees van God neem beheer en lei my in die lig en waarheid leer. Die lig en waarheid leer. Die lig en waarheid leer. Ek staan skuldig voor die Heer, voor U, my Vader, wat regeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verward, en my lewe is vul voor U troon. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die bruin en die brood wat ek nou neem, is die teken van die rykdom en die seën. Al die oorvloed binne my, kom borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Weereens baie welkom aan almal vanoggend op by ons Pinksterfees en nagmaal. So vandag is dan nou die afsluiting van die hele Pinksterreeks. Hierdie Pinkster het ons gelees uit die boek Rigters uit. So die boek Rigters is 'n boek in die Ou Testament, 'n baie interessante boek. Ongelukkig weet ons eintlik min van die boek, nê? En as ons nou eerlik daaroor is, ons ken net vir Samson en Gideon gewoonlik uit hierdie boek uit. Maar daar's klomp ander rigters ook in hierdie boek. Hier's baie ontstellende verhale ook in hierdie boek, en mense hoor nie sommer dat dominees of pastore eintlik preekie uit nie, want dit is baie ontstellende stories. Maar vanoggend gaan so weer so 'n bietjie raak daaraan, en om 'n bietjie te dink oor wat sê dit vir ons vir Pinkster, en waarom die Heilige Gees juis ook nodig is vir hierdie stikkende wêreld waarin ons dan nou leef. Ons gaan in besonder lees uit Rigters 17, en ek gaan praat oor hoofstukke 18 tot 21 dan nou ook. Ek wil sommer net baie dankie sê vir hierdie week, vir al die wyke en almal wat sop en broodjies bygedra het, dat ons lekker kon saam gesels en kuier ook, en praat ook oor ons lewens ook, maar ook oor die preke van die week. So baie dankie aan al die baie lekker sop en brood wat ons saam kon geniet het. Ek noem dit ook net weer vir julle dat al die offergawes hierdie week en dan vandag ook gaan aan die Bybelgenootskap.
En dan ook in ons gebede vandag, moet ook dink aan Christo Brink, wat ook vanoggend dan nou besig is met sy 35ste Komrits, waarmee hy ook geld insamel vir die Bybelgenootskap, vir die gemeente wat ons dan alles oorbetaal aan die Bybelgenootskap. Ons dink aan hom ook wat op hierdie oomblik dan nou besig is met die Komrits. Ek wil ook sommer net noem, ons gaan 3 keer stil word vanoggend. Ons het hierdie hele week dit ook so gedoen. So die eerste gebed is om werklik net stil te word, onsself af te sluit ook van alles daar buite en te fokus op die hier en die nou, hier in die huis van die Here. Later gaan ons bid om onsself reg te maak, om God se woord te ontvang, te kan hoor na God se woord, en daarna te luister, sodat ons ook gehoorsaam kan wees daarna. En dan aan die einde gaan ons reageer met ons gebede. En dan gaan 'n geleentheid wees waar ons lekker kan saam bid, of op jou eie, of jy kan saam met mense bid, of jy kan ook hardop in die kerk ook dan nou bid, as jy sou wou, as deel van Pinkster. So ek noem dit net vir julle. Ek wil ook sommer net noem so in die begin van die diens, die graad 4 tot 7's, julle kategese gaan plaasvind binne die kerkgebou vanoggend, omdat die saal weet reggemaak is vir die gemeenteete. So al die graad 4 tot 7's moet asseblief nie saal toe gaan nie, maar eerder net hier bly binne die kerk. So as die diens klaar is, dan gaan julle dan nou die sonnaarskool hê binne die kerk. Dan wil ek ook net noem die vraelys wat ons gaan invul. Dit gaan direk na die nagmaal wees. Maar ons sal later vir julle dan nou 'n bietjie meer dan natuurlik dan verduidelik hoe dit werk ensovoorts. Kom ons raak rustig. Here, op hierdie winters Sondagoggend wil ons vir U dankie sê vir die afgelope week, hoe die Gees met ons gewerk het, elkeen van ons. Here, ons dink ook aan alles wat gebeur het die afgelope tyd ook in ons lewens. En ons bid nou, Here, waar ons nou hier in die diens is, Here, dat U werklik met ons elkeen sal kom praat, dat ons hier sal ervaar, dat U ons sal ontvang, soos wat ons is. En dat alles wat ons hier vanoggend ook gebeur, tot eer en verheerliking van U naam sal geskied. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Handelinge 16. Nou die boek Handelinge is die boek in die Bybel wat die meeste verwys na die Heilige Gees en die werk van die Heilige Gees. Hulle het deur Frigee en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Missie kom, het hulle probeer om na Betanië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat. Hulle het toe by Missie verbygereis en afgegaan na Troas. Daardie nag het Paulus 'n visioen gehad. 'n Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde: "Kom oor na Macedonië en help ons." Nadat hy die visioen gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. Hierdie week het ons ook gehoor onder andere dat die Gees van God kom op ons neer met 'n spesifieke doel. En dis nie dan net om enigiets te kan doen of enigiets in die naam van die Here te doen nie. Die Here gee elkeen van ons 'n spesifieke doel. Hy gee ook vir ons as 'n kerk 'n spesifieke doel of doele, nê, om te doen. En so gebeur dit ook dan dat die Gees van God ook ons kan verhinder om seker goed te doen. Goed wat nie van hom afkom. Dink elkeen van ons kan ook dink aan ons eie lewe, hoe ons soms gedink het ons wil iets goeds doen vir die Here of vir iemand of iets betoon, liefde betoon of iets doen vir iemand en dan werk dit maar net lekker uit. En dan verstaan ons jy altyd waarom dit so gebeur. Maar juis dalk het die Gees van God vir my en vir jou verhinder. Daarom moet ons al hoe meer sensitiewer wees vir dit wat die Here op ons harte plaas. Dat ons werklik sal luister na wat die Gees van ons verwag. Terwyl ons so gaan bly sit, gaan ons die volgende lied saam sing,
Laat Heer U vrede deur my vloei. Al die kinders kan asseblief vorentoe kom. So vir almal, môre. Baie welkom. Gou vir almal net om te kom. Soos kom ek vra slank maats, wat se tafel is vanoggend in die kerk? Is hierdie tafel altyd hierso? Ja. Wat se tafel is dit? Nagmaaltafel. Okay, wat is op hierdie tafel? Brood. Okay, wat nog? Wyn, nê? En daar sap ook, nê? Nou wat is hierdie brood? Wat gaan ons vanoggend in die kerk doen, die groot mense? Gaan die brood eet, want dis Jesus se liggaam, nê? Ons laat ons dink aan Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is aan die kruis, nê? En die wyn, wat laat die wyn ons dink? Jesus se bloed, nê? Want dit sê vir ons, laat ons dink aan Jesus se bloed wat gevloei het aan die kruis. En daarmee het ons skoon gewas, nê? Alright, so dit is wat ons vanoggend as groot mense gaan doen in die kerk. En ons gaan praat oor die Heilige Gees, nê? So ons het hierdie week 'n paar dinge oor die Heilige Gees gehoor. Die Heilige Gees is byvoorbeeld 'n duif, of dis die wind, of dit is vuur ensovoorts, nê? So ons het geleer ook wat is die Heilige Gees in ons lewens. Ek wil net seker maak is die kinderkerk vanoggend. Is daar? Alright, alright. So kry vir julle goue lekkertjie, dan gaan jy saam met Tannie Monique na die saal toe vir kinderkerk. Alright, wag, kom ons julle moet vinniger werk. Kom. Kry vir julle, dan kan julle beweeg na die saal toe. So die wat saam met Tannie Monique gaan, kan saam maar gaan, en die ander kan weer gaan sit. Wag, ons kyk dit gou hierso. Kry vir julle.
So die wat saam met aan die Monique hulle gaan, kan daai deur toe gaan. Kom maar in, dankie, baie dankie. 3 lap hier so sit. Okay. So ons het hierdie week ook gehoor dat die Heilige Gees word in die Bybel vergelyk met verskillende dinge. Ons gaan later vanoggend in die preek gaan ons bietjie daaroor ook verder dink. Want die Heilige Gees is verskillende goed in die Bybel. Natuurlik is die Heilige Gees, nee, maar daar word baie beelde gebruik om te sê die Heilige Gees is soos 'n duif of is soos wind. En ons gaan bietjie daaroor ook dink wat beteken dit vir ons dan ook in ons eie lewens. Liefdes, kom ons antwoord hierop deur die volgende 2 liedere saam te sing terwyl ons staan. Neem my lewe, laat dit Heer en Heer met my hele hart. Kom ons staan asseblief. Ons Here Jesus, toe U opgevaar het na die hemel toe, het U vir ons 2 dinge agtergelaat. Die Gees van God, die Heilige Gees en die woord, die lewendige woord van die Here. En daarom as ons nou verder lees uit U woord uit die boek van Rigters uit, Here, bid ons dat U deur die woord en deur die Gees met ons sal praat. En Here, soms is hierdie ongemaklike verhale.
Maar Here, die lewe is baie keer ook ongemaklik. Help ons om iets te verstaan vanoggend uit die woord uit en uit die preek uit, dat ons dit ook sal kan gaan uitleef in die wêreld daar buite. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen. So kort opsomming net oor die week. Gaan nie alles weer sê of wat gesê was die week nie. Die boek Rigters is die boek in die Bybel wat die Heilige Gees 3 keer, die derde meeste kere verwys na die Heilige Gees. 7 kere. 7 keer word die Heilige Gees genoem in die boek Rigters. So die Heilige Gees speel 'n baie prominente rol in die verhale, in die dinge wat plaasvind in die boek Rigters. Die boek Rigters gaan oor leiers wat die Here opgerig het in die tydperk toe die volk van Israel nog nie 'n koning gehad het nie. So hulle was eintlik leierloos geweest. En wat gebeur het as hulle leierloos is? Dan vergeet hulle van die Here en hulle aanbid ander gode en doen goed wat verkeerd is in die oë van die Here. En dan straf die Here hulle en dan stuur die Here dan nou, as hulle tot inkeer kom, stuur die Here dan 'n leier en hy stuur die Heilige Gees saam met daardie leier. Sodat wonderlike goed kan gebeur deur daardie leier. So die Heilige Gees het 'n baie prominente rol. Ook in die Ou Testament het die Heilige Gees effens anders te gewerk as wat dit vandag werk. In die tyd van die Ou Testament het die Heilige Gees op mense neergekom en dan weer weggegaan. Op mense gekom en weer weggegaan. Nuwe Testament leer vir ons anders te nie, met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 op gelowiges word die Heilige Gees dan nou uitgestort, nê? So dis 'n bietjie anderste, maar die Ou Testament natuurlik om te sien hoe die Heilige Gees gewerk het en nog steeds dan ook werk in ons lewens ook dan nou vandag. So ons het klomp verhale so lank gelees, daar's klomp rigters, maar hier's van die rigters wat ons oor gepraat het. In besonder van hulle baie vreemde verhale. En ek nooi julle uiteindelik om iewerste die boek Rigters op jou eie ook deur te lees. Om te sien en 'n bietjie te dink oor hierdie verhale. Ons lees dan uit hoofstuk 17 vanoggend. Daar was 'n man uit die heuwelland van Efraim. Sy naam was Micha. Hy het vir sy moeder gesê: "Daardie 1100 sikkel silwer wat van ma gesteel is en waaroor ma 'n vloek uitgespreek het, wat ma ook ten aanhore van my herhaal het. Kyk, die silwer is hier by my. Dit is ek wat dit gevat het." Sy moeder het gesê: "Geseënd is jy, my seun, deur die Here." Hy het toe die 1100 sikkel silwer teruggegee vir sy moeder. Maar sy moeder het gesê: "Ek wy die silwer volledig aan die Here. Dit is uit my hand vir my seun, om daarvan 'n gesneede beeld en 'n gegote beeld te maak. Ek gee dit dan nou weer vir jou." Maar hy het die silwer weer vir sy moeder teruggegee. En sy moeder het 200 sikkel silwer geneem en dit vir 'n silwersmid gegee. Hy het 'n gesneede beeld, 'n gegote beeld daarvan gemaak. En dit was toe in Micha se huis. Ek stop dit gou eers daar. So hulle maak 'n afgodsbeeld met hierdie geld. Nou kyk hoe verdraaid is hulle geloof altyd in hierdie tyd. Hulle dink hulle doen dit, wy hierdie geld aan die Here, maar hulle maak afgodsbeelde van die geld. So dit is heeltemal verdraaid en verkeerd, nê? Vanaf vers 5. Hierdie man Micha het 'n heiligdom gehad. Hy het 'n efod en 'n huisgode gemaak en een van sy seuns gewy en die het vir hom as priester opgetree. In daardie tyd was daar geen koning in Israel. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Daar was 'n jong man uit Bethlehem in Juda, van 'n familiegroep in Juda, maar hy was 'n Lewiet en hy het daar tydelik verblyf gehad. Hierdie man het uit die dorp gegaan uit Bethlehem in Juda om tydelike verblyf te kry, waar hy dit ook al kon vind. Terwyl hy op pad was, kom hy toe in die heuwelland van Efraim by Micha se huis aan. Micha het hom gevra: "Waar kom jy vandaan?" Hy het hom geantwoord: "Ek is 'n Lewiet uit Bethlehem in Juda, en ek is op reis om tydelike verblyf te kry, waar ek dit ook al vind." Toe sê Micha vir hom: "Bly by my en wees vir my 'n vader en 'n priester. Ek sal vir jou 10 sikkel silwer in 'n jaar gee, asook klere en jou lewensonderhoud." Die Lewiet het daarmee akkoord gegaan. Toe het die Lewiet besluit om by die man te bly. Die jong man was vir die man soos een van sy eie seuns. Micha het die Lewiet gewy en die jong man het vir hom 'n priester geword en in Micha se huis gebly. Micha het gesê: "Nou weet ek dat die Here vir my goed sal wees, omdat die Lewiet vir my 'n priester geword het."
Okay, so dis 'n baie vreemde verhaal hier. Die persoon Micha dan nou, 'n baie ryk ou, hy het een van sy seuns 'n priester gemaak. Hy het klomp afgodsbeelde. So hy het hy's 'n baie religieuse persoon, hè? Maar hy aanbid nie die Here nie. Toe kom die Levietpriester wat nou 'n dienaar van die Here is en hy sê, "Oké, kom ek koop jou en jy kom bly by my. Dan sal die Here baie gelukkig wees met my, want hier staan nou 'n priester ook vanaf die Here ook vir my." Maar hy jaag nie die ander goed weg of gooi die beelde weg of wat nie. So hy het nou klomp verskillende priesters. Hy dien verskillende gode. Nou as jy in vandag se tyd dalk daaroor 'n bietjie wil dink, hy doen amper soos 'n inkopie wat hy doen. 'n Inkopie, hy het 'n inkopieslys en hy besluit watter gode wil hy hê en wat kan hy uit 'n god kry? Wat het hy nodig in sy lewe? En dis heel verdraaid, nê? Want dit val oor God, nee, dit gaan nie oor wat ons uit God uit kan kry nie. Dit moet gaan oor wat God uit ons uit kan kry. En daarom in die 10 gebooie, die eerste 2 gebode is baie belangrik en besonder, want daar's dit een God en jy mag geen afbeelding aanbid nie, nê, die tweede gebod. So hier oortree Micha en sy hele gesin en familie almal hierdie 2 gebooie. Want hulle het 'n klomp gode. Hulle het die Here ja in 'n sekere mate, maar hulle soek dit wat hulle van die Here af kan kry en hulle soek die Here se seën van dit af, maar hy het ook ander gode wat hy aanbid. En hy het sommer meer as een priester ook wat in diens is van hom wat offers moet bring ensovoorts. So hy het half eintlik 'n inkopieslys van die gode wat hy wil hê. So die God vir hom kan help met sê nou maar met beskerming en 'n ander God kan hom help met sy gesondheid, ander God kan hom help met sy geldsaake, ander God kan ook help met sy kinders dat hy baie kinders kan kry. En so kan jy die lysie afgaan, hè? Want die afgode wat in daai tyd baie aanbid was, is juis gode wat daai goeders aan jou gegee het, nê? Of nou gegee het, nê? Jy moes offers bring aan daai gode, aan Baal of Asherah, daar's 'n paar ander ook, nou natuurlik baie ander gode ook, maar hulle het onder andere jou gehelp met oorlogsake, met vrugbaarheidssake, met jou plantery op die plaas, dat jy goeie oeste kan kry. So jy het half gepick and choose, nê, wat se God jy wil dien. Waarmee sukkel jy in die lewe? Watter probleempies het jy in jou lewe en dan moet jy daai God net 'n offer bring en dan sal daai sake reg. En hier het hy nou die Here ook half een kant, nê, of saam met hierdie hele gespil gemeng en nou wil hy die Here ook half net happy hou, gelukkig hou. Dat die Here hom ook maar net moet seën. Maar die Here is nou een van die gode. So die Here kom nie eerste in sy lewe nie. Die Here is maar net een van die dinge waarmee hy homself besig hou. En hierdie tipe van boodskap het ons die week die hele tyd gehoor. Dat God eis van die volk van Israel 100% gehoorsaam. 100% 'n verhouding met hom. In goeie tye, maar ook in slegte tye. In nood, maar ook in tye van vreugde. Soek die Here 'n verhouding met sy kinders. God is nie maar net daar dat ek op 'n app kan gaan en gou sê, Here, ek het dit gou nodig vandag. Kom ek bestel gou soos op Takealot gou ietsie. Help my gou met dit want ek het dit gou daai behoefte. Dit werk nie so nie. God soek heeltyd ons aandag en dat ons 'n verhouding met hom sal hê. En hierdie was die ondergang die heeltyd van die volke van Israel in die boek Rigters. Want as dit nou lekker goed gaan met hulle, vergeet hulle van die Here, hulle aanbid hierdie ander gode wat dan vir hulle half lekker is, hulle kan nou kies, hulle kan kieskeurig wees daaroor en dan is dit verkeerd in die oë natuurlik nou in die oë van die Here. Ons het hierdie week ook gehoor dat die Heilige Gees gekom het in die verhale van Rigters nou, nê, by die verskillende leiers om spesifieke dinge te kom doen. Maar dat elke keer as 'n leier die mense verlos en die Filistyne of wie ook al nou oorwin, dat die fokus heeltyd op God moet geplaas word. Die Here het ook elke keer gebroke mense gekies. Stikkende mense. Mense wat juis nie perfek is nie. Het hy hulle geroep, opgerig en in diens gestel om 'n groot taak dan te doen, sodat die fokus die heeltyd op die Here lê en op die Here se krag deur die Gees wat deur hulle gewerk het. So dit was een van die groot boodskap hierdie week en vir oggend se verhaal ook dan nou, nê?
oor die werk van die Gees. En hoe die Gees van God ons verhouding ook met die Here heeltyd herstel en ons aandagtig maak dat ons moeite en tyd moet spandeer saam met die Here. Nou, hierdie verhaal eindig nou 'n bietjie ook vreemd. Die volgende hoofstuk, dan kom daar ander mense en hulle sien nou hierdie hele spil. Dan kom vat hulle die afgode af, die beelde, ook Israeliete, en dan vat hulle ook die priester en sê kom saam met ons. En dan gaan bly hulle aan 'n ander dorp en hulle hou aan met hierdie goeters. Met die afgode diens, nê? En hulle hou die heeltyd die Here ook maar net byderhand, net vir as hulle hom nodig het. En dan op die einde eindig dit dan nou baie tragies. Dan nou hoofstukke 19 tot 21. Dis nou maar iets wat ek nou nie gaan lees in die kerk nie, want dit is nogals baie ontstellend. Ek gaan dit vlugtig daar noem en ek nooi julle uit weer eens om te kyk daarna. Want dit vertel vir ons iets van hierdie stikkende wêreld waarin ek en jy leef. Ek hoef nie vir julle te vertel hoe vreeslik dit soms daar buite is. Die goed wat mense mekaar doen, die manier hulle mekaar seermaak, hoe families ook gebroken is en stikkend is, verhoudings stikkend is. Groot tragedies wat gebeur, oorloë ensovoorts. So daar's niks niets onder die son nie, nê? Nou hoofstuk 19 gaan daaroor kortliks oor 'n man wat 'n byvrou het. Hulle trek deur die nag na 'n ander plek toe. Dan moet hulle gaan skuilings soek by iemand se huis. En dan kom die mans van daai dorp en dan wil hulle die man verkrag, nê? Hulle wil hom nou verkrag. Dit staan nou aan die Bybel, julle sê maar nie glo nie. En dan gooi hulle letterlik sy vrou buitentoe dat hulle nou met haar maar maak soos hulle wil. En dan sy doodgaan op die ouene, dan gebeur daar nog klomp ander goed ook wat baie erg is. Maar op die ouene het die mense so geskok oor hierdie gebeur, nê? Soos wat ons baie keer ook maar in die koerante lees van die vreeslike goed, nê, wat gebeur in hierdie wêreld. En dat dit mense eintlik ontstig om te sien hoe hanteer mense mekaar. En die oorsprong hiervan is wat mense raak goddeloos. Mense vergeet die Here, vergeet wat liefde, naaste liefde is. Hulle vergeet die gebooie, nê? Hulle het nie meer verhouding met die Here nie en dan maak mense maar soos wat hulle wil. En daarom moet ons onthou, nê, en onsself ook vra die hele tyd, waar is my verhouding met die Here? Want die Here se gebooie, die Here se wet in 'n sekere mate beskerm ons en die volk ook beskerm in daai wêreld. Want in daai wêreld waar die Israeliete moes geleef het en getrek het en gewoon het, was 'n baie rowwe wêreld geweest. Soos vandag ook maar, hè. Mense het mense geoffer vir gode, hulle het mekaar baie seer gemaak, oorlog gehou die heeltyd, konstant was daar oorlog en so voort. Omdat hulle ander gode gedien het en die gode het half hierdie goed vereis van hulle. Maar die Here het gesê, my kinders maak nie so. My kinders leef met respek teenoor my en teenoor mekaar. My mense maak nie mekaar dood nie, my mense steel nie by mekaar nie, my mense vertel nie leuns nie, my mense neem die huwelik ernstig op. My mense het respek vir mekaar, eer jou vader en moeder, nê, natuurlik. My mense begeer nie mekaar se besittings nie, want hulle is tevrede met dit wat hulle het. En hierdie goed is moeilik. En daarom het ons die Heilige Gees nodig in ons lewens. Want uit myself uit, in hierdie lewe waar ons nou is, uit my eie wil, gaan ek nie dit wil nastreef nie. Ek sal nie dit nastreef wat die Here vir my vra nie. En ek sal ook, dit sal ook onmoontlik wees vir my, om gehoorsaam te wees aan die Here. Want uit my eie uit, is dit onmoontlik. Ons het hierdie week gehoor dat die Heilige Gees onder andere vergelyk word met 'n duif. En 'n duif in die tyd van die Bybel en ook in besonder dalk ook vandag se tyd ook is 'n teken van vrede, 'n teken van nuwe geleenthede. En daarom die Gees in ons bring vir ons vrede. Dit bring ook vir ons nuwe geleenthede en groei en vorming dat ons ou sondige mens sal verwerp en sal nuut groei en nuut wedergebore word tot eer en verheerliking van die Here. Ons het ook gehoor dat die Gees is soos 'n wind wat waai. Soms is wind lekker verfrissend en mense het dit ook nodig, maar 'n wind is baie keer ook ontwrigtend. Dit vernietig ook. Maak dat ons moet verander en dinge moet weer nuut hou. So is die Gees van God.
Die Gees van God is ook soos 'n vuur. Die Here se teenwoordigheid is soos 'n vuur wat brand, wat ons suiwer van binne af. Al die sonde en lelike goed ook in die binnekant vir ons stikken brand, sodat daar weer nuwe lewe kan groei. En dat ons aangeraak word deur God se teenwoordigheid en sy Gees binne ons, nê? En ons het ook gehoor dat die Gees van God is soos 'n seël, nê? 'n Seël wat jy op 'n koevert sou sit in die ou dae, nê? Op 'n pakkie sou gesit om te sê hierdie seël of hierdie pakkie behoort aan iemand. Hierdie pakkie is beskerm en dra 'n sekere autoriteit. Daarom skryf Paulus in Efesiërs 1, ons is verseël met die Heilige Gees. En daarom moet ons anders te leef as die wêreld. En daardeur beskerm God ons ook, maar hy gee ook vir ons die verantwoordelikheid dat ons moet leef soos kinders van hom. Die boek Rigters is vol voorbeelde van kinders van die Here wat vergeet van die Here en nie volgens die Here se lewe leef nie. En dan sien ons al die goed wat verkeerd loop in mense se lewens. Al die stikkindheid, die lelikheid daarvan. En daarom moet ons daaruit leer dat ons nie daai pad sal volg nie, maar met die werking van die Heilige Gees naby die Here sal leef. Wat sê dit vir ons as 'n gemeente? Die Here het 2 jaar terug vir ons deur die Pinkster juis in besonder vir ons gesê dat ons as 'n gemeente is geroep vir 4 dinge in hierdie wêreld. Ons moet onder leiding van die Gees met ons die woord van God verkondig. En ons moet die kinders leer, ons moet almal leer deur verskillende maniere, omgeegroepe, Bybelstudiegroepe, kategese, prediking, dagstukkies, alles moet ons vir die Here, vir die mense die woord van die Here leer en bly leer. En ons moet getrou bly aan die woord van die Here. Hierdie konstante woord. Ons moet getrou bly daaraan. Die Here roep ons ook om sendingwerk te doen, nê? Want dis die Gees wat ons lei daardeur om vir ander mense daar buite ook te gaan vertel van hierdie Here. Hierdie Here wat hulle ontsettend baie liefhet. En wat 'n verhouding met hulle wil hê. En oor die Gees en oor die woord en oor alles rondom God. Daarom neem ons sending ook dan nou natuurlik baie ernstig op. Die Here het ons ook geroep om met barmhartigheid werk, met sorg, ook ons hand uit te reik na mekaar. Die boek Rigters is juis daar om ons te herinner dat as mense nie naby die Here leef nie, as mense nie met die Gees van God leef binne hulle nie, dan kyk hulle na mekaar. Dan behandel mekaar met haat, met liefdeloosheid. Kyk weg na behoeftes en mense wat arm is en swaar kry. En daarom sê die Here vir ons as gemeente, ons moet ons hand bly uitreik aan mense wat swaar kry. Op verskillende maniere, nê? Op verskillende maniere moet ons bly uitreik. En laastens sê die Here vir ons gesê, en hy sê dit nog steeds vir ons, deur die leiding van die Heilige Gees, moet ons as 'n gemeente ook 'n leierskapsrol vervul binne ons dorp en ook binne ons land, dan op verskillende maniere. En daarom moet ons mense oprig, leiers, rigters gaan oor leierskap, oor leiers. Ons moet mense oprig, hulle gawes laat ontdek en ons moet vir hulle sê, hierso is julle met die Gees en die werk van die Gees, gaan wees die verskil in die wêreld daarby. Gaan neem leiding van 'n situasie. Want die Gees van die Here gee jou die krag en autoriteit om dit te doen. En daarom moet ons as 'n gemeente mense oprig. Geleenthede gee van ontwikkeling, sodat hulle kan bly groei ensovoorts ensovoorts. Hierdie 4 goed is onmoontlik sonder die werking van die Gees en daarom is ons dankbaar dat die Here ons daarna toe roep. Maar nou nooi ek julle ook uit, nê, as julle nog nie betrokke is by een van hierdie goed, om werklik op 'n manier begin betrokke te raak. Want dis ons almal se verantwoordelikheid as 'n gemeente om te sê iewers by hierdie 4 goeters kan ek, moet ek, mag ek, sal ek ook deel word om onder leiding van die Gees diensbaar te wees aan die Here. En die Here het ons elkeen geskape met 'n unieke eienskappe, talente, persoonlikheid, ook ons geskiedenis, nê, ervarings wat ons opgedoen het deur die Here, ons opgerig het ook op 'n manier. En daarom roep die Here jou dalk om spesifiek iewerste by hierdie 4 areas dan nou ook betrokke te raak en ook leiding daarso te neem. Ons gaan nou oorbeweeg na ons 3de gebed toe. So hierso kan jy of stil bid of jy kan bid saam met die mense rondom jou, kan jy bid of jy kan hardop bid ook, opstaan en of sit en hardop bid ook as die Here iets op jou hart plaas, die Gees van God iets op jou hart plaas.
Onthou uit die verlede uit nie Pinkster bidure het mense baie hard op gebid ook vir sekere sake en ook dat die Gees juis in besonder die gemeente ook sal help en die gemeenskap ook. So kom ek gee nou so 'n paar minute. Ek sal aan die einde sal ek afsluit met 'n gebed, maar kom ons bid asseblief saam. Here Jesus, U het die Heilige Gees gestuur na hierdie aarde toe, sodat U kinders met heiligheid sal leef in 'n onheilige wêreld. Here, help ons dat die Gees deur ons sal werk en aanhoudend van ons nuwe mense sal maak en dat ons daardie nuwe lewe ook sal uitstraal in die wêreld hier buite. Here, help ons om nooit moed te verloor nie, maar dat ons sal leef met die hoop wat daar is in Jesus Christus. Dankie vir U Gees wat ons van ons nuwe mense maak en hoop bring in hierdie stikkende wêreld. Here, maak ons ook nou gereed waar ons gaan oorbeweeg na die nagmaal toe, dat dit ook al sal gebeur tot eer en verheerliking van U groot naam. Amen. Kom ons staan asseblief vir hierdie lied wat ons ook nou gaan voorberei vir die nagmaal. U het die brood gebreek. Kom ons staan asseblief. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus,
vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Dat hy aan die kruis vir ons gesterf het, maar dat hy ook opgestaan het en dat hy lewe. Die brood wat ons nou gaan eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons ook dink aan die bloed van Jesus wat aan die kruis gevloei het. Wanneer ons nou die brood en die wyn gaan gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ek vra gou vir die kerkraad, die persone wat gaan help gou die tafel regmaak, en dan die mense wat mee gereël is om te kom sit hier voor, as julle nog reg voel daarvoor, kan julle ook vorentoe kom as daar mense is wat voor kom sit. Ek moet afsit reg. Die ander wat ook moet kom help, uitdeel, kan so lank vorentoe kom asseblief.
wil net hoor, het almal 'n brood gekry? Iemand oorgeslaan met die brood dalk? Die wyn of druiwesap? Almal het gekry. Die brood wat ons breek, laat ons dink aan Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is aan die kruis. Neem dit, eet dit en dink aan sy liggaam wat vir jou en vir my gebreek is. Beker van danksegging. Laat ons herinner aan Jesus se bloed wat gevloei het vir ons aan die kruis. Neem dit, drink dit en dink aan sy bloed wat vir jou en vir my kom skoon was het. Bossie, kan maar kom kry daar. Kom Gideon. Here Jesus, dankie dat ons deel hê aan die nagmaal. Here, dat dit juis die groot teken is wat ons in U verbond hou. Mag die Gees van U, Here, wat in ons woon, ons ook help met die brood en die wyn. En mag ons buite gaan leef. Ja, Here, nie as perfekte mense nie, maar mense wat kinders is van U, Here. En dat ons die boodskap van die kruis op verskillende maniere sal gaan uitleef. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou oorbeweeg na die vraelyste toe. So ek vra die kerkraad om net vorentoe te kom. Ek wil net vir die vraelyste ook kry net. So die vraelyste, ons het 150 vraelyste hierso. So die gedagte is jy moet, ons het potlood en penne ook hier ekstra as jy nie saamgebring het nie. So die al vereistes, jy moet die blokkies, jy sal maar sien daar die blokkies moet jy invul of inkleur half met die potlood of pen en daar kan meer as een vorm per gesin wees. Jy moet net 15 jaar of ouer wees. So ons nooi julle almal uit asseblief om gou in te vul asseblief. En ons as kerkraad sal dan nou rond beweeg as daar vrae is of iets wat julle dalk nie verstaan nie. Dan kan julle maar net vir ons vra. Die vrae. Waar daar gemeentekode staan, hoef julle niks in te vul.
En ook al is jy dalk nie 'n gemeentelid nie, kan jy ook nog steeds invul. Dis nie dat jy moet 'n gemeentelid wees nie. As daar 'n vraag is wat jy nie verstaan nie, moet jy maar net jou hand opsteek as ons na jou toe kom om jou net te help. Onthou as jy nie die vraag verstaan nie, kan jy jou hand opsteek. So moet asseblief nie die vorm wegvat as jy nou klaar is nie. Ons kan dit by die deure kan jy maar net neersit by die deure as jy uitgaan na die diens, of jy kan dit hier vorentoe ook bring as jy aan die einde van die diens kan jy ook vorentoe bring, maar moet asseblief dit nie huis toe vat of so nie. Anders dan gaan dit nou wegraak en so. Onthou om die blokkies in te vul asseblief, die wat jou keuse is. Sal reg word. Onthou as jy nie iets verstaan nie, steek asseblief jou hand op. Ek wil ook noem die vorms is anoniem, nê, so jy moenie bang wees of as jy nou ons weet nie wie se antwoord is wie se nie. So ek noem dit ook maar net vir julle. Julle kan regtig eerlik wees oor julle die kerk, die eredienste en alles ervaar. So.
Is daar al mense wat klaar is? Nog nie? Lyk my nog nie so. Okay, so ons gaan nou amper begin oorbeweeg na afkondigings toe, maar maak my eens klaar, maar ons gaan amper gaan afkondigings toe. So jammer dat ons nou dit moet doen in die diens, hierdie verhaallys, maar dis maar die beste tyd en as anders gaan ons sukkel om al die goed weer terug te kry ensovoorts. So dis maar net die beste tyd nou. Maar baie dankie dat julle bereid is om in te vul. Die uitslae van hierdie verhaallyste gaan ons later aan julle dan kommunikeer via die synode. Oor om te sien watter areas in die gemeente, dinge van die kerkraad, prediker, eredienste ensovoorts, watter dinge moet verbeter en watter dinge werk ensovoorts. So dis maar net so 'n bietjie 'n spieelbeeld oor wat aangaan en hoe julle die eredienste in besonder dan ook ervaar ensovoorts. Sodat ons dit net kan verbeter vir julle. So ek gaan so stadig begin met die afkondigings terwyl julle nog klaar maak. So onthou hierdie week gaan hulle amptelik begin met die kerk se verf. So op Sondag gaan hulle dan nie werk nie en dan as daar dalk 'n begrafnis is of suits sal daar ook dan nou nie daai tydperk gewerk word nie, maar hulle begin dan nou amptelik hierdie week om die kerk te verf ensovoorts. Dan by voorbidding dink ons in besonder aan Antoinette Wessels. Haar pa is oorlede, skielik oorlede Vrydagoggend. Ons dink in besonder ook aan haar en ook almal op die lys daar. Dan by die verjaarsdag, Tannie Drini, is jy vandag? Ek sien jou nie hier vandag nie. Drini, Inge Jacobs is ook nie hier nie, dink ek nie, as ek nou mooi kyk nie.
en dan Karlien van Graan ook nie, dink ek nie. So maar baie geluk aan julle wat ver oggend dan nou verjaar. Dan die week wat kom is daar 'n paar mense wat verjaar. Hartlik geluk aan elkeen van julle. Dan by die nuwe lidmate, Somerie, baie welkom ook aan jou. As 'n nuwe lidmaat mag jy dit ook as geseënd ervaar om hierso in die gemeente te wees. Dan die plantjies van sorg, daar's nog plantjies, weer plantjies. So onthou die gedagte is as jy weet van iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, of jy wil ietsie vir hulle gaan gee, kan jy vir jou gratis en verniet 'n plantjie kom kry nou na die diens en dan vir daardie persoon dan nou te gaan gee as 'n teken van jou omgee en liefde. Vriende, ons lyk of almal meeste al klaar is. Amper klaar. Onthou die graad 4 tot 7's, ons gaan na die tyd hier in die kerk bymekaar kom. Die graad 10's gaan in die konsistorie wees. En dan die graad 11's wat saam met my is, ons gaan in die moederskamer sal ons gaan sit vir 'n sonnaarskool. Onthou die vraelyste as jy klaar is, as jy uitloop by die kerk om dit by die deur te los en ook dan nou as jy 'n pen of 'n potlood ook gebruik het van die kerk om dit ook sommer net daar te sit asseblief. Ons gaan nou amper afsluit die diens met die Onse Vader, 'n lied 266. Annelie, kan slag vir ons gaan
sit daar die orgel. Ek gaan vra dat ons dalk net gou die diens het afsluit. Die van julle wat nog nie 100% klaar is nie, julle kan as ons klaar die seën ontvang het, kan julle gou vinnig nog klaar maak. Kom ons staan gou asseblief vir ons slotlied, ons Vader wat woon in die hemel. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.